Verstaan? Nou, Brother B is 'n baie practical ook, because hy praat van praktische dinge. En I like that, because that is hoe 'n teacher operates. Verstaan? 'n teacher operates so. 'n teacher kom tot op jou vlak. Amen. That's what a teacher do. Because in order for you to understand, you need to be practical. En dat is kwaai, verstaan? So daar's net een ding wat u geweldig moet oplet, is die gees van vreesagtigheid. Because dit is soms die enemy se plan om ons terug te hou. Because sometimes wil die Here 'n woord in jou release, verstaan? But because of the issue of fear, verstaan, hou jy jou terug. Moet dit nie doen nie. Because die Bybel sê, he never gave us a spirit of fear. But he gave us a spirit of love, verstaan? Liefde, krag en selfbeheersing. So dit is belangrik, verstaan leer. Maar ek wil vir julle vanmôre wil ek begroet, mes. Amen. Ek dink ons gaan vanmôre die nagmaaltafel net bietjie anders. Net bietjie anders. Ek dink die Bybel sê as ons die voorste gedeelte vat, as dit by die voete was begin. Sê die Bybel die nag toe die Here Jesus verry was, het hy opgestaan van die tafel af, as ek reg. Dit beteken die Here was by 'n tafel. Yes. Sê my saam met my. Jesus. En as ons terugkyk en ons kyk na baie prentjies, sal jy sien dat sy disippels was met hom langs die tafel. As ek reg. So hy was aan tafel met sy disippels. So dit wil sê ons gaan dit 'n bietjie anders doen vanmôre. Ons gaan soos Brother B maak, ons gaan die practical gedeelte van die tafel gaan ons vanmôre doen. Jesus. Nou wat gebeur is, maar eerstens ek is so excited, wil ek julle almal groet in die mooi naam van die Here Jesus Christus. Elkeen vanmôre teenwoordig, sê vir iemand langs aan jou, ek moes hier wees. Ek moes die wees. Amen. Prys sy naam. Amen. Brother B, ek wil net kortliks wil ek gou praat oor, ken jy my verhouding in jou oordeel? Do you know my relationship in your judgment? Jesus. Die Here Jesus hang op die kruis. God word beskuldig. Maar min het hulle geweet, hulle het nie geken God se verhouding met die Vader. Want hy was die seun, as ek reg. He was sent by someone. Wat beteken sy verhouding met sy Vader was intact. En baie het beskuldigings gemaak. Hulle se oordeel het hulle die vrou na die Here toe gebring. Maar hulle het nie God se verhouding met die Here geken. Jesus, hallelujah. Prys sy wonderlike naam. Jesus. Weet jy dit nou? Die verlore seun bevind hom tussen die varke. Op grond van die beslissing wat hy gemaak het, ek soek dit wat myne is. Dierbares, moenie vergeet nie. Dit was nie syne nie. Maar omdat hy eie gedagtes gehad het, het hy iets toegeëien wat nie syne was nie. Maar toe hy bevind tussen die varke en die pele sit en kyk. Maar het ons geweet. Ons het hom geoordeel op grond van sy besluite. Maar min het ons geweet, selfs in sy toestand. Jesus, hallelujah. Prys sy naam. Jesus. Hoe sou ek kon besef, as dit dan so gaan, selfs die huurlinge in my pa se huis, het dan 'n woonplek waar hy hom nou bevind. Oh, save Even in my vader's house. Jesus. Amen, my broer. Hy sê in my pa se huis is daar baie wonings. Hy sê selfs die slawe het vandag 'n plek in my pa se huis. Oh, yes. Die slawe het nie nodig om van pele te lewe nie. Nou as dit dan so goed gaan met die slawe, dan kan ek ons maar net weer terug gaan. Dan kan ek net weer terug gaan. Praise the Lord. Because in my father's house, there's many mansions. God het vir elkeen van ons vanmôre 'n woonplek in sy huis. Ongeag van wie wat jy is, ongeag van die decisions wat jy maak, gaan die Here sê, ek ken jou pad terug. Jesus, hallelujah. I know your way. Oh my God. Ek ken jou pad terug. Van ek rig die voetstappe van die regverdige. Jesus. En wanneer jy God se kind kom word het jy regverdig gekom word. Nergens in die Bybel sê dit, wanneer jy regverdig is, gaan jy nie foute maak nie. Yes. Prys sy naam. Mense verstaan dit nie. Hoor wat sê Barbara B. Die Here Jesus moes mens kom word op die aarde. Yes. Die Bybel sê hy moes deuragtig kom word, hy moes sonde kom word. Nie omdat hy geweet het dat hy nie gaan kon ervaar nie, maar omdat die Here gesê het, ek wil kom deel word, ek wil kom ervaar wat my kinders ervaar. Jesus, hallelujah. I need to experience. Weet jy hoekom sê ek so? So Jesus sê gaan ervaar.
sou sy kruisdood niks vir ons gaan beteken. Jesus. Hoor wat sê hy? Brother Ben noem dit, hy sê, "Je Vader vergewe hulle." Dis reg my broer. Hy het met diegene gepraat wat hom seer gemaak het, maar hy die wêreld se sonde het hy van hulle af weggevat. Amen. Because he said, "Forgive them, for they do not know what they are doing." Al jou sondige natuur. Die Bybel sê ons is mens met 'n sondige natuur wat ons lewe in 'n sondige wêreld. Oh, En hy moes vergewe nog voordat hy moes gaan. Wat leer dit vir ons? Hy moes neerlê wat hy van God af is. Hy moes sê, "Vergewe my." Want die plek waarna jy gaan, dit is net skoon, reinheid. Jesus. Jy ken my verhouding in jou oordeel. Jesus. Oordeel my. Yes. I don't care. Want jy gaan met my gesig kyk. Dan, dierbares, kom ons wees eerlik. In vandag se lewe op die pad van die Here. Jy kom kry my môre, ek doen die verkeerde ding. Wat is jou eerste woorde? Kyk hoe lyk die stuk sonde. Ja. Selfs 'n sonde, selfs 'n ongelowige met 'n Jesus. verhouding met die Here. Jesus. Amen. Selfs daai ongelowige. Oh, Savior. En my tema vir môre vir die nagmaaltafel is die volgende, my suster. God ken jou weg. God ken jou weg. Hy sê vanmôre, ek gee nie om in watter omstandighede jy is nie. Ek gee nie om wat jy gedoen het vanmôre nie. Ek gee nie om sit jy vanmôre tussen die varke om pele te eet nie, maar ek ken jou weg. I know you. Hoor jy wat ek sê, my broer? There's no sin too big for him to forgive. Daar's geen verkeerde pad wat jy gevolg het vir die Here te groot om dit reg te maak. Amen. Dit is pragtig genoeg. Baie keer is ons so verknog. Want because ons is ge-worry oor wat iemand van my gaan sê. En baie keer verloor ons ons fokus op grond van dit wat die Here